almal. Baie welkom in die huis van die Here. Ons is baie dankbaar om hier te wees. Die Here is goed, amen. Sluit net vir my die oë asseblief. Genadige Here God en Vader, Here Jesus en Heilige Gees, wees met ons in hierdie dag, dat ons U sal verhoog en alles sal doen tot U eer alleen. Dankie vir hierdie U Sabbatdag en dankie dat almal veilig hier is en weer veilig terug sal weer huis toe. Amen. Ekskuus, eers 'n bietjie die furniture kyk. Ek wil net vir almal wat verjaar het, sê veel geluk met hulle verjaarsdag. En daar's 2 ouetjies wat verjaar hierdie komende week. Die tweede is Chloe De Bruin en Megan Roman. Chloe verjaar die tweede en Megan verjaar die derde. My woord aan hulle is Psalm 121, vers 5 tot 7. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar van alle onheil, en jou siel sal hy bewaar. En dan gaan ons nou luister na die sendingverhaal. By Moata Adventiste Skool vir dowe kinders in Kenia is John bekend vir meer as net sy glimlag of sy selfvertroue in die klaskamer. Hy is bekend vir sy geloof. Elke dag beweeg hy doelgerig deur die kampus. Hy moedig ander studente aan. Wanneer die studente vir aanbidding bymekaar kom, is hy altyd voor, ten volle teenwoordig en betrokke. John se reis na hierdie skool het vroeg in sy lewe begin. Toe hy jonger was, het hy ernstig siek geword. Soos wat sy toestand versleg het, het sy ma bang en oorweldig geword. Uiteindelik het sy net weggegaan. John se ouma het ingegryp. Sy het hom hospitaal toe geneem en langs sy bedjie gebly terwyl dokters gewerk het om hom te help. Stadig maar seker het John 'n bietjie beter begin voel. En soos wat sy krag teruggekeer het, het sy ouma nuwe vrae begin vra. Waar kan John groei? Waar sal hy verstaan word? Haar soektog het haar na hierdie skool gelei. By Moata het John se geloof in Jesus begin posvat. Nadat ek van God en aanbidding op die Sabbat geleer het, het ek dit geniet toe ek die Bybel op my eie begin lees het. Ek het besluit om 'n Adventis te word. Hier word geestelike lewe deur beweging uitgedruk. John bid gebede deur middel van gebaretaal en met emosie. Deur John se ervaring by Moata het iets besonders ook gebeur. Sy ouma en uiteindelik ander in sy familie het meer oor Jesus begin leer. Sy ouma het haar hart vir Jesus gegee en is gedoop. Hulle is dankbaar vir 'n skool wat nie net vir John omgee nie, maar vir hulle hele familie. John droom daarvan om 'n predikant te word en God se liefde met ander te deel. Ek dank God, want ek is verheug om vrede en beskerming van God te hê. Want dat ek hier is my lewe vol vreugde en het ek hoop op die ewige lewe. Moata is ontwerp om studente soos John te verstaan. Kommunikasie hier is doelbewus. Leer is geduldig. Geloof word gedeel op maniere wat elke student kan begryp en in hierdie omgewing kan studente uitblink, leer en groei in geestelike leierskap. Saam met ons studente dank ons God, omdat hulle so gelukkig is. Hulle is trots op hulle self. Hulle doen alles soos ander gewone leerders. Dankie vir u ondersteuning van die sending offergawe.
en dat u glo in 'n bediening wat moontlikhede sien waar sommige net beperkings sien. Om meer te leer aangaande inklusiewe sending, besoek gerus die Adventiste moontlikhede bediening by possibilityministries.org. Ons sal nou luister na 'n spesiale liedjie, maar eers voordat wil ek Spreuke 14 vers 8 lees. Die wysheid van die skrandere is om sy weg te verstaan, maar die sotheid van die dwaase is bedrog. Disconsolate, where ye languish, come to the mercy seat, fervently kneel. Here, bring your wounded heart. Here, tell your anguish. Earth has no sorrow that heaven cannot heal. Joy of the comfortless, light of the straying, hope of the penitent, fadeless and pure. Here speaks the Comforter, tenderly saying, earth has no sorrow that heaven cannot cure. Here see the bread of life, seaweed waters flowing forth from the throne of God, pure from above. Come to the feast of love, come ever knowing. Earth has no sorrow, but heaven can Dit is net om te sê, as ons so verlore voel en ons voel so, dit is nou so mooi, maar ek het 'n stukkie wat ek wou gedoen het, maar daar sal nie genoeg tyd wees, maar dit het nou alles mooi by die liedjies en alles ingepas. Ons moenie bang wees nie, die Here is altyd daar vir ons. Ja, hy was laat. Natuurlik was hy laat. Ons het al amper die ligte afgeskakel toe die deur stadig oopgaan.
Jy is laat. Ek is altyd laat. Dis seker hoekom jy spyt genoem word. Ja, ek kom selde vroeg genoeg om iets te verander. Maar waar kom jy vandaan? Van mense se stil kamers af, van hospitaalbeddens, van grafte waar mense na die tyd praat, van kinders wat wens hulle het meer gevra, van ouers wat wens hulle het meer geluister, van mense wat jarelank gewerk het vir dinge wat nie kon terugpraat nie. Jy klink moeg. Ek dra swaar. Mense dink ek is net 'n gevoel. Ek is nie. Ek's 'n argief. Dra sinne wat nooit gesê is nie. Ek is jammer. Ek vergewe jou. Kom ons begin weer. Ek is lief vir jou. Ek was verkeerd. Daardie sinne word dikwels te laat in my sakke gestop. Besoek jy net gewone mense? Vir die eerste keer lig hy sy kop effens. Nie genoeg om ons in die oë te kyk nie, maar genoeg dat ons sy stem duideliker kan hoor. Nee, ek het al by groot mense ook gesit. Bekendes, leiers, rykes. Mense wie se name in boeke staan. Mense wat applaus gekry het. Mense wat miljoene bereik het. Maar nie altyd hul eie kinders bereik het nie. En wat sê hulle gewoonlik? Hulle praat min oor titels, min oor pryse, min oor geld. Hulle praat oor tyd, oor verhoudings, oor 'n huis wat vol mense was, maar leeg van aandag. Oor 'n kind wat groot geword het, terwyl hy besig was om belangrik te wees. Ek glimlag flou, maar daar's geen vrolikheid daarin nie. Op die einde vra min mense, hoekom het ek nog nie meer veranderings bygewoon nie? Hulle vra eerder, hoekom het ek nie daardie Sondag saamgegaan nie? Hoekom het ek nie gebel nie? Hoekom het ek nie gewag nie? Hoekom het ek gewag? Is dit die grootste spyt? Tyd? Tyd is een van hulle, maar tyd is nie die houer nie. Die ware spyt is wat mense nie daarin gesit het nie. Soos? Sagtheid, waarheid, moed, vergifnis, geloof, teenwoordigheid. Mense dink ons altyd daar sal nog 'n geleentheid wees. Nog 'n Kersfees. Nog 'n kans om reg te maak. Ek leef van daardie nog. Daar is 'n lang stilte. Buite beweeg die wind teen die venster. Binne sit spyt soos iemand wat al te veel einde van die padgesprekke gehoor het. Jy het geloof. Hoekom? Omdat ek dikwels Ekskuus, jy het geloof genoem. Hoekom? Ekskuus. Omdat ek dikwels daar is wanneer mens besef hulle het hul siel laaste op die lys gesit. Hulle het planne gehad vir aftrede, vir geld, vir eiendom, vir vakansie, vir gesondheid, maar nie altyd vir God nie. Dit is 'n swaar ding om te sê. Ek weet, daarom sê ek dit sag. Maar sag beteken nie onwaar nie. Party mense wag tot die lewe hul stil maak, voordat hulle begin luister. Hulle het deur die jare gevoel,
iets roep, maar hulle het dit uitgestel. Later het hulle gesê, eendag, wanneer ek tyd het, maar geloof is nie 'n ornament vir die einde van die lewe nie. Dit is lig vir die pad. En jy? Jy sit hier kop onderste bo. Jy praat oor almal anders, maar sien my spyt. Waaroor is jy spyt? Ek is spyt dat mense my so laat ontmoet. Ek is spyt dat ek dikwels eers kom wanneer berou nie meer 'n gesprek kan red nie. Wanneer liefde nie meer hardop gehoor kan word nie. Wanneer 'n graf die enigste luisteraar is. Hy is net uit en hartseer. Hy haal diep asem. Maar die grootste spyt? En ek kyk na die vloer. Ek gaan nie hemel toe nie. Wat bedoel jy? Spyt gaan nie hemel toe nie. Spyt is te laat. Spyt dra die smaak van gemiste genade. Maar berou kan hemel toe gaan. Vergifnis kan. Geloof kan. 'n Mens wat omdraai kan. Sy stem raak sagter. Dit is waaroor ek spyt is. Dat mense dink ek is genoeg. Hulle sê ek is spyt. Maar hulle gaan nie verder nie. Hulle vra nie vergifnis nie. Hulle maak nie reg nie. Hulle draai nie terug na God toe nie. So spyt is nie die antwoord nie. Nee, ek is net die klop aan die deur. Berou maak die deur oop. Genade nooi jou in. Hy staan stadig op, weer soos iemand wat nie lank op een plek bly nie. Gaan jy nou? Ja, daar is iemand wat my roep. Uit die deur draai hy om. Maar ek sê vir julle, moenie wag vir my nie. Bel vandag, vergewe vandag, bid vandag, maak reg vandag, sê vandag wat gesê moet word. Toe is hy weg, laat gekom, stil gegaan, maar miskien hierdie keer nie te laat. Amen. Ons gaan nou ons laaste liedjie speel. Julle kan maar julle oë toemaak, want dit is 'n gebed ook. Ek wil sê baie dankie, dit was 'n baie goeie Sabbat, 'n baie goeie verduideliking. En ek het regtig maar iets om oor te dink, né? En die pitgrawe. Die ander helfte van die pitgrawe is nog nie meer nie. Maar baie dankie. Die sangdiens was baie goed. Ek het regtig baie geleer vanoggend. Dit was baie goed. En wie word deur hierdie hele episode verheerlik vandag? Het ons al nader gekom aan Jesus toe? Ek dink so. Ek dink regtig so. Prys sy naam daarvoor. Kom ons bid saam voor ons hierdie les aanvat. Vader in die hemel, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir die voorreg en die geleentheid om hierdie les saam te studeer. Mag die woorde wat ons wissel genade vind in u teenwoordigheid, gewas word met nederigheid en liefde, sodat ons sal ervaar en aanvaar wat u vandag vir ons wil sê. En help ons, Here, om in hierdie hele proses van saamloop met u, ons harte gereinig te kry en
U geregtigheid aan te trek, sodat ons eendag saam met U die strate van goud kan wandel. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Wat is die mens se ernstigste probleem met sonde? Ek hoor, suster, ek hoor. Maar ek stem met jou saam. Maar ek dink daar's nog een. Die ernstigste probleem is jou Ernstigste probleem is wel my vrou met God wat skade ly. Ja, dit is so. Maar wat is vir die mens die ernstigste ding? ongehoorsaamheid. Sê net? Ongehoorsaamheid. Dis ongehoorsaamheid, dis deel van die probleem. Vir my, Herman. Sonde bring skeiding tussen jou en God. Dis 'n baie erge ding. Dis die hele waarheid. Maar wat is die ergste? Ek hoor die Engelse manier wat dit sê. We are crawling away from sin, hoping it catches up with us. Ja, is dit nie baie keer maar die waarheid nie. Maar gaan nie met my saamstem as ek sê, die oomblik wanneer ek tot verantwoording geroep word vir sonde, is die ergste. Wanneer ek aangespreek word oor sonde, is die ergste. Dis glad nie maklik om met 'n onderwyser vir 'n leerling om met sy boek waar sy huiswerk nie gedoen het nie, saam met sy klasonderwyser na die hoof toe te stap met die bewyse in sy hand. En nou stap ons by die hoof se kantoor in en die juffrou sê, dis al die 5de keer wat Lou nie sy huiswerk gedoen het nie. Waarom het sy dit nie die eerste keer al gedoen nie? Nou kom dit by die 5de keer. Is dit erger of is dit minder erg? Jy hoor wat ek sê. Die oomblik wanneer ek uitgevang word, is die probleem. Dan begin rebellie. Ek begin opstand. En ek begin moeilik raak, want kruip weg met die hoop die sonde vang my, jy verstaan. Dit is die ergste. Dit is ingebou in 'n mens in, en dit is om verskoning te soek vir sonde. Verskonings te soek vir dit wat ek verkeerd doen. Hier kom die ander vraag. Dis 'n vreemde vraag. Hoe weet 'n mens? Nee, moet dit anders te sê. Hoe weet 'n Christen mens dat hy sondig? Die weet. As die wet nie daar was nie, was daar sonde? Was ons bewus van sonde as daar nie 'n wet was nie? Nee, maar nou dat ons tot die volk van God toegetree het, is ons bewus van sonde omdat daar 'n spieël is wat vir my sê wat is verkeerd. Nou, ons teksvers van vanoggend met die bidstonde
vra weer die vraag, kan ons as die volk van God, kan daar van ons tussen die volk van God wees, wie se harte nie aan God behoort nie? Ja. En heel waarskynlik is dit diegene wat se harte nie aan God behoort nie, wat harteloos optree teenoor sondaar. Is dit die waarheid of is dit nie die waarheid? Gewoonlik wanneer 'n sondaar, en ek sluit myself in, ek het dit self gedoen, mense, ek praat van ervaring. Wanneer ek verkeerd gedoen het, en ek het betyds agter die deur ingekom, dan is ek baie vinnig op die uitkyk vir iemand anders wat dieselfde foute doen. En dan probeer ons reëls en regulasies daar stel om die mense in plek te hou. Maar dit is eintlik ek wat die reëls en regulasies kos. Maar die reëls en regulasies gaan nie maak dat daar vrede in my lewe kom nie. Wat gaan maak dat ek vrede in my lewe kry? Dit is net hoe dit al uitgekom toe in die begin. Wanneer ek my verhouding met God herstel. Wie die verhouding verbreek deur sonde te doen? Ek het dit gedoen. Niemand anders nie. Dis nie die Here wat gesondig het, of omdat ek gesondig het hy my nou afgeskryf. Skryf hy my af as ek sondig? Nee, dis juist waarom hy die wet van liefde vir my gegee het. As jy jouself erken en jy sien die sonde wat jy doen, keer terug na my toe, ek is reg om jou te vergewe, en ek sal vergeet, en ek sal jou terugplaas waar jy vandaan kom, sodat ek en jy 'n goeie verhouding kan hê. En in daardie verhouding beteken dit om, soos ek net ook gesê het, dit beteken om hand aan hand in die pad af te stap. Dit is 'n liefdesverhouding wat ontwikkel. Maar die rebellie wat Satan in die mens se hart geplaas het, ek wil nie aangespreek word oor my sonde nie. Ek wil nie. Dis wanneer die lig van eie geregtigheid baie sterk skyn. En daardie weerkaatsers wat binne die lig van eie geregtigheid gepoleer word en blink gehou word, is die werk van Satan. Want hoe beter ek vir myself lyk, net ek moet nog iets verder te sê, hoe beter ek vir myself lyk, hoe minder goed by ander kinders van die Here, wat se verhouding dieper en op 'n vaster grondslag gebou. En dan is die lelik van kinders van die Here, wat se hart nie behoort tussen die kinders van die Here nie. En dit is die sulkes wat die son van geregtigheid oor mede-volksgenote nie oor hulle wil laat sien skyn nie. Met ander woorde, ek sal wat doen in die stilligheid of in die openbaar om die matte onder hulle bietjie te ruk, sodat hulle net moet weet wie is in beheer. Die duiwel is 'n slinkse geskape wese. En hy het elkeen van ons in die oog. Elkeen van ons. Maar nou kom ek terug. Wanneer ek die wet van God, die liefdeswet noem, dan beteken dit, hy het vir my die reëls gegee, wat ek behoort na te volg, as ek deel van sy volk is, en hom as my saligmaker aangeneem het, dan word die wet van God opgelig, die 10 reëls, sê vir my, wie God is. Die wet, as ek dit onderhou, gaan my nie hemel toe vat nie.
Dis nie 'n waantjie waarop ek klim deur die wet te onderhou wat my hemel toe vat nie. Toe ek 'n jongeling in hierdie kerk gekom het, het dit vir my so geklink. Baie van die ouer mense het, dit was so wet, dat ons geglo het, dat die wet jou hemel toe dra. Maar dis nie die waarheid nie. Maar die groot waarheid is, as ek wetteloos handel, dan maak ek nie die hemel. Klink dit vreemd? Sonder die wet maak ek nie die hemel nie. Maar met die wet maak ek ook nie die hemel nie. Nou, beoordeling, maar soos Armin gisterand gesê, die genade van die grace of God is greater than the law, than the sin, greater than the sin. So, sy genade is groter as die sonde. Ons moet ons nie oorgee aan hom. En dit kan so, kerkie dorp. Sien ek het reg? Nee, ek wil nou die Engels en Afrikaans vertaal. My genade is veel genoeg. Dis waarvoor ons baie sê, en dis die waarheid. Genade is genoeg. Genade is genoeg, maar dan, daar's een vereiste. Ek moet genade aanneem. Ek moet dit aanneem. Ek kan nie net sê, ja, maar my genade is genoeg, en dan, as kind van die Here gaan doen ek maar die sonde soos wat ek dink goed is nie, want sy genade is vir my genoeg. Maar dit is hoe die meeste kerkmense doen. Ek sê nie ons hier binne doen dit nie, maar die wêreld doen dit. Hulle verkondig dit. Die woord van God, as jy verhouding met die woord met die Here het, en jy bestudeer sy woord, want die woord gaan saam met die genade, gaan saam met die liefde van God. As jy dit bestudeer, dan het my ek my gedagte verloor. Jy gaan hom nou terug. Ek kan miskien daarby aansluit, wanneer ons die woord studeer, dan kom ek agter dat die skrywer 'n bietjie meer weet as ek. Dat die outeur van hierdie boek 'n bietjie meer weet as ek. En dat hy vooraf geweet het hoe ek gaan reageer met sekere dinge. Hoe elke mens gaan reageer. En om baie eerlik te wees met my broer en suster, was 'n groot deel van my persoonlike lewe wat ek nie geweet het wat liefde is nie. Liefde is vir my 'n abstrakte term gewees. Liefde was in die eerste plek 'n teken van swakheid. Ek het nie geweet hoe om dit te beskryf en wat om daarmee te maak nie. Liefde was 'n teken van swakheid, en as jy van liefde praat, is dit pas nie by die kultuur waarin jy groot geword het nie. Jy weet nie wat presies doen 'n mens met liefde nie. Daar's baie aspekte van liefde wat nie beskryf kan word nie. En niemand het ooit die moeite te doen om te verduidelik wat liefde werklik is nie. En omdat ek nie geweet het wat liefde is nie, het ek ook nie gesoek daarvoor. Dit het net nie saak gemaak nie. Het ek liefdeloos opgetree? Heel waarskynlik. Het ek gedoen wat verkeerd was? Heel waarskynlik, ja. Wanneer het ek uitgevind dat om lief te hê en om liefde te betoon nie 'n teken van swakheid is? Dis die dag toe ek die Here ontmoet. Dis die dag toe ek in die Here vasloop en daar moet iets gebeur met my lewe, nie met syne nie. Met my lewe. Okay Here, hier is ek nou vandag.
As jy my lief het, onthou my gebooie. Begin dit toe weer. Here, maar wat is liefde? Verduidelik dit vir my asseblief, want as jy my lief het, moet onthou my gebooie. Moet ek hom lief? As Christus vandag hier moet staan langs my, en hy moet vir my dieselfde ding sê, wat hy in elk geval doen. As jy my lief het, waarom my gebooie? Hoe wys ek dat ek hom lief het? Hoe wys ek dit? Hoe wys ek vir my medemens dat ek 'n pad met Christus loop en dat sy wet nou in my hart geskryf is? Hoe doen ons dit? Dis vrae wat deur my gedagtes gaan. Hoe is dit miskien waarom daar 'n menigte van onnodige verskille in die huis van God is? Omdat ons nie weet hoe om liefde te bewys. Miskien weet ek nie eens hoe om liefde te ontvang. Sodat as kom terug na die begin toe. Sou iemand by my kom en vir my sê, broer, jy het nou iets gedoen wat nie reg is nie. Hoe gaan ek vandag optree? Gaan ek Jesus se gesindheid openbaar en sê, jammer, praat met my, dat ons die saak kan uitsorteer. As ek verkeerd is, wil ek graag verskoning vra, maar as ek nie verkeerd is nie, hoor wat ek sê, en hou my liefde stand. Hou die verhouding wat ek met Christus het stand, in alle opsigte. Dis net die inleiding. Dit is baie vrae om te vra. Sonde is ongetwyfeld die grootste struikelblok in die soeke na 'n hegte verhouding met God. Ek het hierdie boek vol rooi strepe getrek. Ek identifiseer 100%. Want ek is vol verskonings wat sonde aanbetref. Ek wil nie hoor wat jy doen verkeerd nie. Ek spot gisterand, sê, as ek nie met my vrou getrou het nie, het nie geweet wat doen ek alles verkeerd. So, jy hoor wat ek sê. Net so kan ek nou sê, Here, as ek U nie ontmoet het nie, want ek nie geweet wat doen ek alles verkeerd. Maar is dit nie juist liefde wat my dring, om te sien waar ek verkeerd is, sodat ons dit kan regmaak, want my meester, sy ideaal is om hand aan hand, saam met my op die strate van goud te stap. Hy wil my daar hê, hy wil my die ewige lewe gee, en as daar sonde in my lewe is, gaan ek dit nie maak nie. Al doen hy sy bes, en ek wil nie ophou sondig nie, gaan ek dit nie maak nie. So hier is die ding. Wanneer hy by my kom staan en sê, laat ons die saak uitmaak, dan staan hy nie met 'n swaard in sy hand om my kop af te kap nie. Hy dreig my nie met 'n ewige hel nie, soos wat ons hoor die buitewêreld praat. Hy dreig my nie met dit nie. Hy het nie 'n dreigende houding as hy vir my sê, as jy my lief het, onderhou my gebooie. Hy dreig nie. Hy pleit. Hy pleit, want hy het sy lewe vir my gegee. Hy het sy lewe op die spel geplaas, om aan die wet te voldoen, en om te bewys, dat elkeen van u en ek in staat is om dit te doen, met hom wat my die krag gee. En dan raak ek nog teen mekaar met liefde. Liefde wat moet werk. En ek is nie skerp met liefde nie, hoor. Ek is nie baie skerp met die term liefde nie. Daar's afleidings en versoekings. En die Satan is duidelik bewus van die swakheid van elkeen van u en van my. Hy het jou beskiet, hy het
vir vir my al bestudeer van die dag dat ons gebore is. Hy weet presies wat moet hy in my pad lê. Hy weet presies hoe hy 'n stembuiging moet laat plaasvind sodat ek wat 'n vreeslike sensitiewe kalant is, moet aanstoot neem omdat iemand iets net snaaks gesê het. Hy weet presies wat hy moet doen om my te laat struikel. Hy is 'n meester op daai gebied. En hy gaan sy bes probeer om vir elkeen van ons uit die hemel uit te hou. Onthou, dis sy lewe, dis sy missie op aarde, dit is sy persoon, hy moet dit doen. Hy sal alles in die stryd werp om te verhoed dat ek 'n persoonlike verhouding met Jesus het. Want hy weet, wanneer ons 'n persoonlike verhouding met Christus het, verminder sy kanse met 100% om ons te mislei en te verlei. Daarom sal hy nie ophou met sy aanslag teen ons nie. Jesus het begrip vir die swakhede wat uit ons gevalle toestand uit voortspruit. Hier kom die ding. Wat hy wel bestraf, is ons apatiese manier. Nou, hoe beskryf ek apaties? Wat is dit? Hoe sê die Engels, kan ek apaties sê? Don't say. Apathy. Maar wat beteken dit? Negatief. Okay. Geen dit nie om nie. Weet, dit is so Gees wat, ja, dit is fyn. Reg. Ek gaan in elk geval maar doen wat ek dink reg is. As dit daardie ding is wat Christus bestraf. Ek kan nie 2 gode dien nie. En as ek sê, maar ek kies nie een nie, dan staan ek in elk geval aan een se kant. Daar is net, mense staan gewoonlik op 2 bene. Het is moeilik om op 1 been te staan, maar dis hoekom ons 2 bene het nie. Maar Christus wil hê dat ons nie, ja, dat jy weet, die hele wêreld is nou so. Het is moeilik om anders te wees. Maar as ek nie anders is, dan gaan ek dit nie maak hemel toe. Want net anderse mense gaan dit maak hemel toe. Net die mense wat so verander is in Christus, dat hulle wel Christus se beeld en sy geregtigheid saam met hulle dra. En as ons daardie geregtigheid van Christus begin dra, dink jy gaan ons weggeraak tussen die wêreldse strome van mense? Nee, ons gaan al hoe duideliker sigbaar word. Is ons as Adventiste sigbaar in hierdie dorp? Gavin, hulle ken vir jou. Dis dit nie? Hulle weet van jou. Dennis, hulle weet van jou. Vra vir die dorp mense. Hoe ander, baie mense ken jou al in die dorp, ne? Hulle ken jou. En hulle ken die verandering wat in jou plaasgevind het in die laaste jaar of wat, ne? Hulle sien dit. Maar nie? Hoeveel mense in die dorp ken jou al? Hoeveel mense se hare het jy al gesny? Herman, hoeveel mense in hierdie dorp wat jy al gedoen? 5? Nee. Hoeveel praat met jou as jy in die dorp is? Sister Sibby, hoeveel van jou mense daar onderken jou? Hoeveel weet van jou? 100 of 2, jy verstaan?
Hoe sit? Hoeveel mense ken jou in hierdie dorp? Almal. So, hoor jy wat ek sê? As ons die geregtigheid van Christus aangetrek het, dan raak ons sigbaar vir die mense rondom ons. Ons is anders, my broer en my suster, ons is anders. Ons doen nie wat die wêreld doen nie. Ons doen dit nie om gesien te word nie. Ons doen dit omdat ons Christus liefhet. En omdat ek 'n begeerte het om eendag saam met hom hand aan hand op die strate van goud te loop. Dit is waarom ons anders is. En dis waarom ek optree. Maar weer eens sê ek, ons mis dalk die punt om liefde mooi te verduidelik. Ja, Samson. Ons het al baie groot verhale en diep lewensveranderende preke gehoor oor Samson. So ek gaan nie in daai rigting eers probeer gaan nie. Al wat ek sê is, Samson was uitgekies om 'n werk vir God te doen. En hy het nie al die pad misluk nie. Maar merk dit maar, hy het nie al die pad misluk nie. Hy was te lief vir die vrouens. Vreemde vrouens. Ja. So, maar hoor wat ek sê. Van sy geboorte af was hy uitverkies om 'n gesalfde van God te wees. Hy moes 'n werk doen. En ek dink sy ouers het hulle bes gedoen. Sy ouers is tot. Die Satan het hom beet gekry. In my persoonlike opinie, in Samson se magsvertoning het hy homself gerus gestel. Hy het nooit kon dink dat hy sou val, want hy is te sterk. More than less, né? Ja. So hy kon nie val nie. Sy eie krag en sterkte het hom gedra. Totdat ek hou so van die Engelse woord, Delilah gekom het. Delilah in Afrikaans kryp soms so snaaks, weet. Maar totdat daai een op sy pad gekom het. Maar toe struikel hy en hy val. Was sy krag in sy hare? Dit was maar, die hare was die uiterlike teken van die krag wat binne in hom was, né? So, die hare het niks daarmee te doen gehad eintlik op die einde van die dag nie. Maar tog sê die skrif vir ons, hier op die einde is die hare weer gegroei. Baie interessant. Maar Samson het in sy verleentheid, en dit moet baie erg wees vir 'n man wat in een dag sommer, ek weet ook nie hoe lank nie, maar dit klink asof hy sommer 300 jakkalse by mekaar gemaak het op een slag. Hy moes vinnig gewees. En hy moes kan knope gemaak het soos niemand anders nie, want om fakkels tussen twee sterte vas te maak, en hulle dan in die Filistyne se koringlande in te jaag. Ja, hy moes iemand gewees het. Flink. Maar faal in die onmiddellike, gesondig, nie die wet van God onderhou nie, dit geminag, dit selfversekerd gewees, en in sy vernedering, het ons nie 'n lied wat op so gaan nie, in sy vernedering en nag, het hy wakker geraak,
En hy het vir God gesê, ek is jammer. Gee my nog een kans. En ek het al persoonlik gewonder hoeveel kere sê ek ook so, Here, nog net hierdie keer. Nog net hierdie keer, Here. Want as dit nie nog hierdie keer is, dan gaan ek dit nie maak. En dan is dit daardie ontwaking van 'n nuwe krag en die tempelpilare val. So skep moed uit die verhaal van Samson. Al val jy hoeveel keer, my broer en suster, staan net op. Staan net weer op. Samson het nie self sy hare laat groei nie. Net so is die Here altyd daar, beskikbaar deur die Heilige Gees, om elkeen van ons te versterk met nuwe krag en om ons te lei tot oorwinning. Hou net aan, staan net op. Al is dit moeilik. Miskien stap daar een van die ouens so by die put verby. Miskien stap hulle by een van die ouens by die put verby. Maar heel waarskynlik sal dit Jesus wees wat buk om my uit te haal. Maar miskien sal dit ook 'n broer wees wat reeds uitgehaal is. Want dan weet hy hoe dit daaronder voel. So, onthou dit. Dat ons afbuk en mekaar help. Nou kom 'n groot ding. Hierdie ding van hou op om 'n oordeel oor ander uit te spreek. Ek het lankal baie te sê gehad oor die ding. Hou op om 'n oordeel oor ander uit te spreek. Dis 'n baie versigtige term. En as ek gaan dit probeer verduidelik. Dis heel waarskynlik gaan dit te kort skiet. Maar wanneer ek 'n oordeel oor iemand uitspreek, dan sê die Here vir my, oordeel met dieselfde oordeel waarmee jy geoordeel wil word. Ek wil graag met 'n woord van vergifnis geoordeel word. Ek wil graag met 'n woord van vergifnis geoordeel word. Maar dit kan slegs gebeur wanneer ek my sonde erken. Die gaan Here, ek het nog 'n kans nodig, en dit het ek alweer verkeerd gedoen. Ek weet nie wanneer ons dit gaan oorwin, Here, maar hier staan ek. Ek het hulp nodig soos in nou. Kan U dit vir my gee? Ja. En dan is dit ek wat moet opstaan en aangaan. OK. Oordeel. Wat doen ek? Watter manier van oordeel is sonde? Want dit is sonde. Dit is. As ek iemand oordeel, wat is die oordeel wat sonde is? Ek hoor wat jy sê, suster, maar jy oordeel word, soos ek oordeel, is nag vir my. Ek het nie genade nie. Ek het niks van genade nie. Net die Here het genade. Ek vir myself, so sondig wat ek is, alleen deur sy genade, kan ek gered word in my sonde, van my sonde. Okay.
Vandag na jou toe. Met die erkenning wat jy nou gemaak het. En ek sê vir jou suster, jou optrede is ongenadig. Het ek geoordeel? Daar is nogal 'n vreemd, dis nogal 'n ernstige saak. Oordeel ek die sonde of spreek ek die sonde aan? Maar ek spreek jou aan omdat jy ongenadig optree. Ek is nie besig om jou uit die hemel uit te oordeel nie. Dit is nie my werk nie. As ek jou iemand by my kom en vir my sê, broer, jy nou laat week het jy daar nie dorp daar maar lekker geskinder hoor. Ek weet net daarom hoe kan ek jou verhoor? Dan is daar 'n probleem. Daar's 'n probleem. Gaan ek dit aanvaar as 'n teregwysing in liefde? My verhouding met die Here gaan dit bewys. As ek soos koning Dawid neerval en sê ek is die skuldige een, is daar hoop. Bestelling en vraag. Oordeel kom die Here toe alleen. En die tweede ding is die manier wat jy, as jy iemand wil help, nie oordeel. Met ander woorde, as ek jy het iets gekeer dit met liefde om jou te help of om jou op die regte pad te kry. Ons gebruik die woord oordeel. Dit is die oordeel as jy dit op die regte manier doen. As jy dit op 'n liefdevolle manier doen. Okay, miskien kan ons die woord wat nie sonde is. Die woord verander na regspraak. Regspraak. So as ek dit moet van mekaar skei, moet ek sê, as ek besig is om regspraak uit te oefen, dan het ek die feite in mekaar gesit, dit gemeet aan die wet van God, en ek kom praat met jou omdat jy verkeerd gehandel het. En my doel is om jou te herstel. My doel is nie om jou te vernietig nie. My doel is nie om jou te vernietig nie, my doel is om jou te help om te herstel, en dit word deur die liefde van God teweeggebring. Maar wanneer ek vir jou sê, jy is 'n rabbies, wat doen ek dan? Dan oordeel ek sy karakter, en dis sonde. Jy staan en jy sê van, jy is verkeerd, want wie is ek om nie, want dis die Here se kind. Dit is asof die Here laat staan. Jy is heeltemal reg, suster, wanneer ek enige skepsel van God as gemors afmaak, is besig om regspraak, nie regspraak nie, om te oordeel. En daardie soort oordeel is woord net van God. So, kom ons wees versigtig met daai woord, as ek regspraak uitoefen, en het jy al gehoor as iemand vir jou sê, want wie is jy om my te oordeel? Dis net 'n wegkruip manier om nie sy sonde te erken nie. Dis net 'n manier van wegkruip. Eerlik en klaar. Want ek het nie gekom om hom uit die hemel uit te oordeel nie. Ek het gekom om bewus te maak van sy verkeerd. Val vir my in dieselfde wat ek gelees het. Negatiewe kritiek. Ja, dis nie goed. En tog het ons eerlike kritiek nodig. Nou sê maklik, ja nee. Baie maklik. Maar kom ons gaan voort. Ons het die klokkie al gelê, ek het iets gehoor. Kom ons gaan aan. Sê jy? Ons gaan afsluit. Wanneer Jesus se boodskappe werklik tot
die mens begin deurdring, word jy natuurlik daardeur uitgedaag en getransformeer. Wanneer hierdie liefdesboodskap van Jesus Christus, ek, Jesus sê, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. En as dit enigstens moontlik was, my broer en my suster, sal hy weer terugkom om weer te kom sterf vir u en vir my. Maar dankie dat dit nie vir hom nodig was nie, want die prys wat hy reeds betaal, trek van daai dag af tot in al die eeue verder. En sy bloed wat gestort is die redding vir u en vir my. So daardie boodskap van Jesus Christus is die een wat vir my, wanneer dit op my deurdring, dan transformeer dit my lewe. Dis 'n transformeer, is 'n baie interessante ding. Baie beskrywend. Nou so 'n paar jaar terug was dit 'n baie groot ding onder die kinders gewees. Transformers. Dis van lorrietjies en karretjies wat verander. Hulle parte swaai heen en weer en dan word hy 'n ding wat regop staan soos 'n robot wat loop. Of die ding begin terug verander en dan is hy weer 'n ryding. Transformers. En ongelukkig is die duiwel die meester transformer. Hy sal enige vorm aanneem om vir jou en vir my te kom verlei. Yes. Die Here wag vir toestemming van jou om in jou lewe te werk. Die duiwel is nie 'n gentleman nie. Hy force en hy doen alles en hy verlei jou en hy mislei jou en hy doen alles. Maar die Here is 'n gentleman. As jy hom toestemming gee in jou omstandighede, kan hy jou help. Want hy forceer homself nie. Wat is jou keuse? Absoluut so. En baie dankie dat die Here mense gebruik vir u en vir my of vir u almal te gebruik om soms net naby my te kom staan. Sonder om miskien iets te sê. Maar op daardie manier begin ons die nabyheid van Christus ook in ons lewens ervaar. Staan net daar en hoor net sonder om te vra. Net daai bietjie nabyheid is wat ons nodig het om ons mekaar net meer te versterk. Maar ons is hier en ek het altyd gedink hoe langer ons op die pad is, hoe makliker raak dit.